Pentateeg met bietjie proverb en profeet. Daar word gesê so: 'n gommer vol, 'n verseboek moet julle bewaar vir julle nageslagte, dat hulle die brood kan sien wat julle in die woestyn moes eet toe julle uit onderdrukking kom. Wie sal kan sê, is daar behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid, in navolg en naamen van dies wat weet? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Elke weg van 'n mens is reg in sy eie oë, maar woorde is die toets vir harte. Iemand het gesê, jy erken die een wie se verlies jy vir altyd gaan dra, soos 'n slapende kind. Alle verdriet, almal se verdriet, is die gewig van 'n slapende kind. Elders lees mens, hoog aangeprys, 2 soorte gewig is 'n gruwel, en 'n valse weegskaal is nie goed nie. Jy mag nie 2 soorte weegstene, 'n groote en 'n kleintjie, op jou tong hê nie. Jy mag in jou huis nie 2 soorte evas hê nie. Jy moet 'n volle en regte gewig hê. Jy moet 'n volle en regte eva hê, sodat jou dae verleng mag word. Jy mag geen onreg doen in lengtemaat, gewig of inhoudsmaat. Jy moet 'n regte weegskaal hê, regte weegstene, 'n regte eva en 'n regte hin. Wat 'n fok beteken dit? In die land wat vir julle gegee is, moet julle sy opbrengs oes, moet julle die eerstelingsgerf, die eerste omer van julle oes, na die priester bring. Volgens die sikkel van die heiligdom word vir die eerstgeborene betaling geëis. Is dit iemand van 'n maand oud tot 5 jaar, dan moet jou skatting vir die manlike geslag 5 sikkel silwer wees, en jou skatting vir die vroulike 3 sikkel silwer, want hy vra dit self, ons eie God. Hoe bly mens rein by 'n valse weegskaal en 'n sak vol bedrieglike gewigte? Ek weeg my daagliks by die verdriet van 'n kind.